Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Die meeste mense dink dat die Christelike lewe eindig op die dag toe hulle tot geloof gekom het. Hulle dink redding is die enigste eindbestemming of doel in die lewe. Maar wat as ek vir jou sê dat redding maar net die beginpunt is? Wat as daar 'n onbeskryflike erfenis, eer en gesag op die spel is vir hoe jy na jou redding leef? Vandag daag die woord ons uit om nie net te glo nie, maar om getrou te volhard. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Hebreërs 11 vers 39 en 40 wat soos volg lees. En hoewel hulle almal deur die geloof getuienis verkry het, het hulle die belofte nie ontvang nie, omdat God iets beters vir ons voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Wanneer ons Hebreërs 11 grammatikaal histories lees, moet ons verstaan aan wie hierdie brief geskryf is. Die skrywer praat met Hebreëse gelowiges wat onder swaar vervolging gestaan het. Hulle was reeds gered deur genade alleen. Tog het party van hulle oorweeg om moed op te gee en van hulle getroue wandel af te wyk. Die skrywer herinner hulle aan die geloofshelde van die Ou Testament. Hierdie manne en vroue het 'n harde stryd deurgemaak. Party het wonderwerke beleef, maar baie is gemartel en het sonder die aardse vervulling van die belofte gesterf. Waarom het hulle deurgedruk? Omdat hulle hul oë gehou het op 'n beter opstanding. God se woord leer ons dat daar 'n belangrike verskil tussen redding en genadeloon is. Redding is 'n vrye geskenk wat jy ontvang die oomblik as jy in Jesus glo. Dit kan nie verdien of verloor word nie. Die groter ewige erfenis, beter opstanding en genadeloon is 'n beloning vir getroue disippelskap. Dit kan wel deur ontrouheid verbeur word. God roep ons nie net om gered te word nie. Hy roep ons om eendag saam met Christus te heers. Die getrouheid wat jy vandag in stilte toon, bou aan 'n genadeloon van eer, gesag en 'n groter erfenis in die toekomstige koninkryk. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Ons lees in Hebreërs 11 vers 35. Vroue het hul dode deur opstanding teruggekry en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry. Redding is 'n vrye geskenk deur geloof alleen, maar 'n groter erfenis, eer en koninklike gesag, die beter opstanding, is 'n genadeloon wat God gee aan gelowiges wat hy getrou vind. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die kosbare genade wat my verniet gered het deur die voltooide werk van Jesus Christus. Vader, vergewe my waar ek traag geword het in my geloofswandel. Ek bid dat U my die krag sal gee om elke dag getrou te bly, selfs wanneer die pad moeilik is. Help my om my oë gerig te hou op die ewige beloning en die beter opstanding wat voorlê. Skenk my die genade om U so te dien, dat ek eendag die volle erfenis en eer ontvang wat U vir U getroue kinders weggebere het. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.